In die bulletin, Keir Starmer bedank as die eerste minister van Brittanje en as leier van die Arbeidersparty. En Suid-Afrika word deur 'n ernstige geletterdheidskrisis in die gesig gestaar. Welkom by die Afrikaanse visuele nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Carla Berg. Goeiemiddag. Keir Starmer het as eerste minister van Brittanje en leier van die Arbeidersparty bedank. In 'n verklaring buite Downingstraat 10 het Starmer gesê dat sy party gevra het of hy die beste persoon is om hulle na die volgende algemene verkiesing te lei, en hy het die geantwoord. The question being asked now is not who was best placed to change the Labour Party, to take us into power and to begin the vital work of improving lives for millions of people. Those questions have been answered. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. Starmer sal steeds as eerste minister dien tot die Arbeidersparty teen September 'n nuwe leier verkies. Andy Burnham, die voormalige burgemeester van Manchester, is die voorloper, maar Wes Strating, Shabana Mahood en Ed Miliband sal waarskynlik ook aan die leierskapwedloop deelneem. Jaco Kleinhans, die hoof van die openbare skakeling by Solidariteit, sê die nuwe eerste minister sal die 7de binne 'n dekade wees, maar dat 'n nuwe eerste minister nie noodwendig die antwoord op die Verenigde Koninkryk se probleme sal wees nie. Die nuwe eerste minister gaan nie noodwendig die Verenigde Koninkryk se probleme oplos nie. Dis 'n land met 'n reuse probleem van staatsskuld, begrotingstekort, eenvoudig 'n ekonomie wat stagneer, wat nie groei nie, en dan daarmee saam met jy massa-immigrasie, meer as 1 miljoen mense wat elke jaar in die Verenigde Koninkryk aankom. Immigrante van reg oor die wêreld, maar veral van lande soos Indië, Pakistan, Bangladesh, verskeie Afrika-lande. En dit skep interne spanning, dit skep probleme met integrasie, parallelle samelewings wat ontstaan en eintlik die sentrum van die politiek in die Verenigde Koninkryk wat uitgehol word. So 'n verandering van eerste minister, nie noodwendig die oplossing nie. Eintlik het die Verenigde Koninkryk 'n nuwe verkiesing nodig. Dit gaan nie gebeur nie. Suid-Afrika word deur 'n ernstige geletterdheidskrisis in die gesig gestaar, met nuwe data wat toon dat sowat 70% van leerdlinge in graad 1 tot 3 nie op graadvlak in hulle huistaal kan lees nie. 'n Nasionale opname onder byna 29.000 leerdlinge in meer as 700 skole het bevind dat slegs 30% van jong leerdlinge leesvaardigheidsstandaarde bereik het, terwyl sommige graad 3 leerders glad nie kan lees nie. Kenners en die 2030 leespaneel sê die krisis vereis dringende ingryping, terwyl die departement van basiese onderwys bevestig dat leesonderrig insluitend foneties steeds deel van die kurrikulum is. Die onafhanklike verkiesingskommissie gaan saam met die polisie en ander owerhede werk om verkiesingsveiligheid op te skerp, nadat 4 persone wat aktief in die politiek betrokke was, tydens die afgelope verkiesingsregistrasienaweek vermoor is. Die kommissie beskryf die aanvalle as 'n slag vir demokrasie, te midde van verhoogde veldtogte voor November se plaaslike regeringsverkiesing. Die sogenaamde politieke moorde sluit die van 'n DA tussentydse verkiesingskandidaat in Kaapstad in, Sinovoyo Jokwe, 'n ANC-raadslid in Klipega en 2 MK-lede in Bekkersdal in Gauteng in. Die OVK-verkiesingshoof, Sai Mamabolo, sê die kommissie werk reeds saam met veiligheidsowerhede om planne te versterk en kiesers, personeel en infrastruktuur te beskerm.
Die afgelope registrasienaweek het die 1 miljoen merk oorskry, met talle jong mense wat vir die eerste keer geregistreer het. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het aangekondig dat verkeersbeamptes in die provinsie 'n omvattende opleidingsprogram sal ondergaan, wat daarop gemik is om wetstoepassing te versterk. Lesufi het verkeersbeamptes by die Ellis Park Stadion in Johannesburg toegespreek, waar die herstrukturering van die Gautengse verkeersbeampteprogram uiteengesit is. Die hergestruktureerde eenheid sal voortgaan in 3 gespesialiseerde afdelings, waarin dit verdeel word om misdaad te bekamp, padveiligheid te versterk en openbare infrastruktuur te beveilig. Gekose beamptes sal ook oor uitgebreide bevoegdhede beskik om verdagtes sonder 'n lasbrief in hegtenis te neem. Die opleidingsprogram, wat vir 3 maande van 5 Oktober tot 20 Desember sal duur, sal by die Provinsiale Verkeerskollege plaasvind. Die appel van Lauren Dickinson, die Suid-Afrikaanse ma wat in Nieu-Seeland gefonnis is vir die moord op haar 3 dogters, sal in Februarie aanstaande aangehoor word. Dickinson is in 2024 tot 18 jaar gevangenisstraf gefonnis, nadat sy in 2021 haar kinders Lianai, Carla en Maya in Christchurch versmoor het. Hoewel haar verdediging eerder aangevoer het dat sy waansinnig was toe sy die dade gepleeg het, is sy steeds skuldig bevind. Haar regspan appeleer nou weens 'n sogenaamde beweerde regsdwaling, en Dickinson sal reeds in September 2027 vir parool in aanmerking kan kom. Dis al van my, Carla Berg, vir vanaand. Ek hoop jy het 'n heerlike aand verder. Ons maak môre weer so.